van Krulkop Hub. Ek gesels vanoggend met Wilriska. Dis 'n baie interessante naam. Ek het nog nooit van die naam gehoor nie, maar sy haarself is baie uniek. Ek sien Marula Media noem haar die brug se kan nie dood. Welkom hier by Krulkop Hub. Baie dankie. Baie dankie. Ja, jonge. Ek is baie opgewonde om hier te wees en apparently is ek 'n kat met 9 lewens, so ek Definitief, en jy laat altyd op jou voete. Dis wat ek hou van jou. So dankie dat jy jou outsurance handdoek omgesit het. En die rede hoekom ek wil gehad het jy moet dit doen, want jy is vir my 'n rokkie. Jy is 'n fees to be reckoned with. Ek het vandat ek jou begin kyk het ek, jy weet, en ek dink almal voel so, jy klim in mense harte en word mens kwaad vir jou. Jy het elke emosie in my, né, het jy wakker gemaak. Dan is ek demoerend vir jou, dan is ek frustreerd met jou, dan kry ek jou jammer, dan wil ek jou vashou. So, jy was daai een speler vir my wat regtig waar you played the game, maar ek wil vir jou groot kompliment gee, Wilriska. Want ek weet jy kom van Pretoria of jy is gebore in Pretoria, maar want ek kom ook van Pretoria, maar ek het baie van myself gesien in jou en daarom wil ek met jou gepraat het. Jy's 'n fighter girl en moet nooit verander nie. Moet nooit verander nie. Ja, so wat sê mense oor jou wat so kan nie dood is? hoorie, ek kan vir een ding sê, ek het in die begin van die show, ons mos hierdie klomp Facebook groepies en pages en so in die begin die eerste 5-6 episodes was ek op hierdie groepies gewees en ek was betrokke en ek het saamgesels en toe het ek net na episode 8 het ek net van alles afgegaan. Dus ek sê, weet jy wat, as jy die heeltyd jouself, want daar is positiewe kommentaar, maar daar is ook baie keyboard warriors wat onnodige negatiewe kommentaar, jy weet, opsit en dan voel ek soos hulle soek meer aandag as enigiets anders en ek gaan nie vir hulle daai aandag gee nie. So ek het hier na episode 8 het ek nie meer veel jy weet uitgesien wat mense sê nie. Ek het nie geweet wat hulle sê nie want ek was nie deel van daai groepies nie en ek het baie vrede in my lewe gehad na daai episode of nadat ek daai besluit geneem het. Maar ek voel net as mense my agter die skerm, agter die kamera, jy weet, vergeet nou van die brug, as jy my persoonlik leer ken, dan kom jy agter ek's nie eintlik so senuweetergend soos wat ek was op die program nie. Ek's actually 'n baie spontane mens, 'n fun mens. Ek dink ook dit was een van die redes hoekom die produksie van die brug my gekies het, is ek het juis in my onderhoud gesê of in my jy moet 'n video instuur voor die tyd om te sê hoekom hulle jou moet kies. En ek het juis in my video gesê, ek is fun en I'll be whatever you want me to be. Ek sal die bitch wees as jy 'n bitch nodig het, ek sal die vriendelike persoon wees, maar dit was nie die idee waarmee ek ingegaan het. Ek het ingegaan en ek was Suid-Afrika se sweetheart gewees het. Dis ek nou Suid-Afrika se bitch was. Ja. Wat? Ek wil net vir sê jy het dit gehou, maar weet jy, ek het nou gehoor vanoggend in jou TikTok live, jy gaan nou met baie onderhoude, weet jy gaan nou baie onderhoude voer en ons, né? En op Krulkop Hub probeer ek altyd na die mens kyk. So ek wil nie noodwendig net oor die brug praat nie. Ja, ek wil, maar ek wil jou leer ken, want presies wat jy nou sê, want dit is hoekom ek gister uitgereik het na jou toe, want ek het 'n TikTok video van jou gesien en ek het onmiddellik vir my man gesê, daai video is wat make me salt, okay? Want ek het daai sagte kant van jou gesien. Jy weet, ek het jou gesien. En dit is hoekom ek jou wil geïnterview het. Ek wil net vir jou sê, ek het vanoggend spesiaal hierdie T-shirt vir jou aangetrek van that be the change you want to see. Dit is wat ek sien in jou, okay? Jy het dit taaf al gehad, okay? En jy is eintlik net jouself. En weet jy wat, die regte crowd gaan jou waardeer en raak sien. En ek is bly en ek is trots op jou dat jy social media nie ge-entertain het na episode 18. Dis sommer 'n les ook vir enige iemand wat dit kyk. Mense moet altyd onthou, daai persoon ken jou nie en moet jou eintlik nie daaraan steur nie. Jy weet, en ek het 'n filosofie, worry eerder wat die mense waarvoor jy lief is, wat hulle dink van jou, as die persoon wat jy glad nie ken nie. Wat maak dit saak? Jy weet wat ek sê, wat maak dit saak? Quite frankly, maar hoorie so, ek wil net eers vir jou sê, want ons tyd, weet, ons het net soveel tyd, want jy is 'n busy lady, okay? So iets wat, ek het al so gelag vanoggend ook na my voorbereiding vir jou doen. Ek love daai liedjie van, wat soek jy? Hoorie? Dis 'n lekker liedjie daai, het jy hom geskryf?
Ja, ek het die woorde geskryf, ek het hom aan mekaar gesit, maar die storie agter die liedjie is eintlik, so ek het Jeremy en Hannes gesels tot vandag toe. Ek meen, hy het selfs in my live gehou ingekom. Ja. En Jeremy stuur vir my 'n boodskap so 'n paar dae voordat ek die liedjie uitgebring het en hy sê ek en Hannes loop nou in Pick n Pay en toe sê Hannes, jy moet 'n liedjie skryf vir alles wat jy vir Jeremy al gesê het. Dis ek sê, okay. Ek love die idee. Kom ek speel 'n bietjie met die idee en kyk waarmee kom ek op. So ek weet ek het nie gedink hy gaan soveel aandag trek soos wat hy getrek het in die laaste minder as 'n week wat al uit is nie. Want dit was meer 'n liedjie wat ek eintlik net ek wil sê vir fun geskryf het, maar ek wou iets geskryf het wat mense in 'n mate in die koor area kan relate. Jy weet ook vir mense te kan sê man wat soek jy, ek het nie vir jou brood nie. Wat vra jy? Bietjie aandag in die stryd. Ja. So ek wou iets gehad het wat mense kon relate, maar ek wou ook my en Jeremy se storie vertel het van, jy weet, hoe ons die oë gehad het vir mekaar net tot waar ons actually nou goeie vriende is. En so dit het alles uitgekom, maar ja. En ek hoop mense geniet die beat en ek meen Jeremy hulle stuur vir my soveel video's van kinders wat die liedjie geniet en as ek soos 'n krisis ek hoop hierdie kinders sê vir hulle juffrouens wat soek jy nie. Gaan ek in die moeilikheid kom. Nee, ek dink dis 'n great song en ek is regtig baie beïndruk met jou want ek sien jy het ook 'n ander liedjie geskryf wat my nogal hartseer gemaak het. Weet in die liedjie was obviously ek neem dit aan oor jou pa of oor jy weet wat jy skryf daar, dit is jy weet oor jou eie journey. Is dit oor jou eie pa wat kidney failure gehad het? O, nee, so een van hy was ook in my live gewees vanoggend, Aaron. Hy is een van my gamer vriende, my is ook 'n hartsvriend. Ek ken hom net so oor 'n jaar. Hy het kidney failure, so hy is op permanente dialysis. Hulle kry nie vir hom 'n skenker nie. En al wat hy moet doen is hy moet net iemand kry wat kan sê hoorie, ek het vir jou 'n orgaan en sy medies cover alles, maar ons sukkel om 'n match te kry want hy het besluit om die bloedgroep te wees wat nie net sommer enigiets kan vat nie. Maar so ek ken sy hele storie, ek ken sy hele journey, ek ken sy familie, sy verloofde, Megan, sy's 'n amazing vrou. En alles wat hy deurgaan, elke tweede oggend wat hy moet vroeg opstaan om om sy treatment deur te gaan. En toe besluit ek wil 'n liedjie skryf, maar ek gaan hom nie self sing nie. En so daai liedjie is spesiaal vir hom en asof dit uit sy oogpunt uit is en tot vandag toe gebruik hy nou nog daai liedjie om 'n bietjie hoop te gee in die dae wat hy negatief is. So ja, daai was my very, jy weet, as mense my die geleentheid gee om in jou lewe te wees en dat jy deel is van my klein groepie, my kring mense, then I'm very caring and I'm very loving en ek probeer altyd kyk hoe en waar ek mense kan help. So ja, dis dieselfde soos met Aaron ook. Hy's 'n baie goeie vriend van my. Sy kinders, ek jol gereeld saam met sy kinders games online ook. Ek en sy verloofde kom ook baie goed uit die weg. So daai liedjie was spesiaal vir hom gewees. Nee, want die lirieke is baie mooi. Dit het my nogal my hartsnare aangeraak. Maar so ek lees dat jy was al 'n stiefma gewees, want ek was ook 'n stiefma en toe ek dit lees, toe klim jy net nog dieper in my hart, né? En jy weet want jy het so mooi video gemaak oor jou kind wat ek lees van Morningstar en daai tipe ding, maar toe ek lees jy's 'n stiefma en dit is die kant wat ek wil graag hê mense moet sien. Jy weet jy het 'n pad gestap. Jy weet jy's nou eens 30 jaar oud, maar dit voel vir my jy's 'n ou siel. En watter raad sal jy? Ek voel ook so. Ja, nee, ek dink jy's 'n ou siel en ek wil net vir jou sê I see you. Okay. En watter vinnige raad sal jy byvoorbeeld vir iemand gee as 'n stiefouer? Want jy weet mense het altyd so 'n negatiewe konnektasie met stiefouers en ek persoonlik dink beskryf fantastiese stiefouers want ek myself het 'n stiefma gehad. Maar hierdie gesprek gaan nou nie net oor dit nie. Ek wil net vlugtig by jou weet watter raad of jy weet wat sal jy vir 'n ander stiefouer gee oor, jy weet, maar watter raad het jy? Jy weet, almal soos jy sê, almal maak daai koneksie van om te sê 'n stiefouer, veral 'n stiefma is 'n bitch van 'n ma en ek dink nommer 1, daai kind of kinders het nie gevra om in daai posisie te wees nie. Ja. Nommer 1. So dit is jou reg as jy daai man of daai vrou as jy lief is vir hulle, dan kan jy lief wees vir hulle kinders. Ek het in totaal 8 stiefkinders al gehad. Ja. So, maar ek dink jy weet, hulle het nie gevra om in daai posisie te wees nie en
ek kan jou waarborg, as hulle stief teenoor jou is dit nie omdat hulle wil nie, dit is hulle voel hulle word beïnvloed deur 'n ander party. En jy moet net geduldig wees. Gee liefde, speel speletjies, maak moeite. Alles in die lewe kort moeite en ek kan jou waarborg, op die einde van die dag gaan jy deurdring na daai kind toe of na daai kinders toe en hulle gaan net so lief wees vir jou, maar jy moet bereid wees om van jou kant af te kan gee, meer as normaal. Ja. En jy gaan die vrugte pluk. Ek meen, ek het die vrugte gepluk menige tye en ja, die een stiefdogter is nou nog in kontak met my en ek meen, dit was nou al 10 jaar gelede wat ek en haar pa geskei is. My ander stiefkinders van my kind se pa, ek en hy was nou nie getroud nie, maar ons was lank saam gewees en ek het sy kinders ook aangeneem as my eie en met hulle gesels ek ook nog elke liewe dag. So ja, dit gaan net oor as jy werklik waar daai bond wil hê met daai kind en ek is baie lief vir kinders. Ek het onderwys geswat, mense weet dit net nie. So ek is baie lief vir kinders en dit is vir my, ja, ek kom beter met kinders oor die weg en jy weet, oor die algemeen is met groot mense, want ek voel daai kind, wie daai kind is as mens, nie wat die ouers sê van die kind of wat die ouers wil hierdie kind moet wees nie. Dit gaan vir my oor wie is daai kindjie as hy by die huis is en niemand kyk nie en sosiale media is nie op die kind en ons nie druk op die kind nie. So daai is my belangrik. Ek hou baie van wat jy nou gesê het, maar op haar noot moet ek nou vra, want jy was soos 'n stout kind, okay? Die brug. Ek wil jou net 'n moerse pak slaag jou, okay? Toe jy daar op daai brug net so gaan sit. Net en nou karring jy weet dit lyk of jy ek is so go, jy werk op my senuwees, okay? Want nou dink ek sy is nou soos 'n stout kind, okay? Want nou wil sy nie help nie, dan sleep sy die voete, dan gaan sy toilet toe. Nee, want sy wil net taakies doen nie. I mean, really? Hoorie, soveel goed was uit konteks uitgeneem. Ek kan dit vir jou sê. Van die 100% wat hulle geskiet het Suid-Afrika net 6% gesien. So, en nou, obviously, jy weet hoe editing is en produksie. Ek meen, daai oomblik wat ek gelê het en net gechill het op die jetty, het ek eintlik gewag vir hulle om 'n vlot te launch en die span wou nie gehad het ek moes terugkom om te help nie. Hulle het gesê, nee, wag jy net daar. Dis ek sê, okay, wel, dan gaan ek maar lê en slaap. Die tyd toe ek badkamer toe gegaan het, was eintlik, dit is die kode wat ons gehad het vir as jy jou dagboek moet gaan doen. So as jy eenkant moet gaan sit. En almal het geweet ek gaan vir my dagboek, want hulle sê dit hardop, hoor die persoon is nou volgende. So ek meen die spelers het geweet ek gaan vir my dagboek, maar ons het dit genoem, hoor ek gaan net gou toilet toe gaan. Ek was nogals pissed gewees oor daai comment wat sê sy het seker 'n nommer 2 gaan haal, want ek weet jy net gehoor ek gaan vir my dagboek. What the fudge? Maar weet jy, dit word heeltemal dit sien die kykers nie. So dan ek soos okay, ja, wow, ek was vir nommer 2. En dan sit ek op die bed, nou kam ek my hare. Ek het actually my hare reg gekry vir my dagboeks. Jy weet want ek het woest gevoel en woest gelyk. Ek wou daar mooi lyk as ek daar sit en kak en jy weet gesels en my opinie nou lewer oor gids. So, maar dit was lekker en daar was oomblikke gewees wat ek gevoel het, weet jy voel nie gemaklik in die span nie. So ek wil net ek gaan my tyd vat met dit en ek gaan my tyd vat met dat. Maar dit het niks gehelp nie want hulle het nog steeds gewen. So ek meen ek weet nie hoekom my mense nog nie. Ja, maar dis die ding van die realiteits-TV, okay? Wat die kyker nie besef nie. Want ek sê vir my man, kyk, soos ek vir jou sê, ek is al lank in die industrie, okay? En ek onthou jare terug, toe het mense vir Steve Hofman, ek praat van agter elke man, daai daar. Dan het tannies, as hulle Steve Hofman in die pad gesien het, dan het hulle sommer die handsak geslaan, hè? Want hy was mos nou Bruce Beyers. Nou ek is nou 51, okay? So ek is lank in die land. Jy weet, so ek weet dis net 'n TV-program, maar jy gaan nie glo nie Wilriska. Ek wil vir Rob van season 1, wil ek met die handsak slaan as ek hom sien. Okay? Want regtig, hoekom het jy al die geld gevat? Ek is so kwaad vir daai ou, né? Jy kan nie glo nie, want dis my volgende vraag. Wat dink jy van die ek weet nie sy naam tussen nie, daai ouetjie wat gewen het? Jeremy. Ja, daai enetjie. Wat dink jy van sy besluit? Jou eerlike opinie. Wat dink jy van sy finale besluit oor die geld? Of hy R10,000 gedeel het of R100,000 gedeel het. Hy het met elke speler gedeel wat daar was. Okay.
mense gaan hom altyd uithal daaroor oor hoe hy dit gesplit het. Ek dink dat hy het opreg gewen. Die span het gekies dat hy moet wen en die span het geweet die kans dat hy gaan deel is 70-30, as ek dit so kan stel. So daar is altyd daai 30% kans dat miskien deel hy nie. Ek het juist gisteraan te sê ek van weet jy wat die mense, wat die spelers en wat die mense moet besef is dit was hulle bevoorreg dat hy gedeel het. Dit was nie sy reg om met hulle te deel nie. Hy was nie verplig om met hulle te deel nie. Hy het 'n keuse gemaak om te sê, weet jy wat, ek is bereid om van hierdie geld vir elke speler iets te gee. So jy weet, well done dat jy soveel gegee het. Ek sou seker nie so baie vir elke speler gegee het as dit ek was nie. Want ek het 'n dier smaak in my lewe. Ek kan negotiate, hoor, ek was baie beïndruk met daai negotiation skills van jou, hoor. Maar ek het nie geweet wat daar is nie. Ek het net 'n gat gevoel gehad. Daar's iets anders en ons moet nie, maar ja, toe die span sê nee, hulle wil net huis toe gaan. Dis ek sê okay wel, kom ons gaan huis toe. Ek gaan daarom huis toe met iets so. Maar om terug te kom na Jeremy toe nee, ek dink net die blote feit dat hy gedeel het is wow. Want hy hoef nie. Jy weet, dit is nie iets wat hy moet doen nie. So ek dink Suid-Afrika moet net besef dat hy het gedeel en just let that be. Let the man now just enjoy his win. Want hy verdien dit uit en uit. Ja, nee, dit is regtig waar so. Maar ek dink dit is die ding ook, want jy weet, julle almal het so mense harte geklim, want jy weet, ek het dit gebinge. Ek het nie net elke week nie. So ek was letterlik so. Okay. So, jy weet, dit is, en almal klim so in jou hart en alles, en ek dink, jy voel half, jy as kyker het 'n reg. Jy weet, want jy so invested. Jy weet, en verstaan nie, want dis jou tyd wat jy opgee, en hoekom is dit nie so nie? Maar presies wat hy sê, dit is hoekom ek altyd, so as mense rugby ook kyk, jy sit op die kant, is maklik om daar te staan en skree van die ref en die spelers en dat, maar jy's nie daar nie. Jy's nie in hy oomblik daar om hy besluit te maak nie. Die ander ding wat baie van die kykers nie besef nie, is soos met 'n rugby match. 'n Rugby match kyk jy live. Jy's as it happened, you are in it. Hierdie program was 6 maande terug al opgeneem voordat hy uitgesaai was. So niks wat die kykers sê gaan enigiets verander aan die besluite wat geneem was nie. Want dit was al 6 maande gelede geneem. So om nou te sê, jy weet, nee, hy moes nie dit gedoen het, of hy moet dit doen of hy moet eerder dat doen. Ek meen, daai geld is al gespend. So en ek dink soms vergeet die mense. Ek meen, ek het dit al gehad waar ek in 'n winkel instap en baie keer dan mense sê, moet jy nie op die brug wees nie. En dan klink daai sarkasme van my uit en sê nee, ek het net gou huis toe gekom. Ek wil net 'n spieël opsit. Ek gaan nou weer terugry brug toe. Want mense dit, jy weet, hulle besef nie dit ons het dit al opgeneem. Ons is al weer terug by die huis. Ons moes aangegaan het asof niks gebeur het nie en ons kyk dit nou ook vir die eerste keer saam met die kykers. Ja. So nee, maar ag, wat dit hoor jy dan, ietsie wat ek hierso wil vra, is jy as 'n model, ek het nou gesien jy was in New York, en jy's net, dis nogal, jou CV is nogal impressive, okay? Maar ek wil net graag weet, is daar enige storie, ek weet 'n lekker kort storie wat jy vir my kan vertel, het jy al geval, het jy weet, is daar 'n lekker funny storie van modelwerk wat jy met my kan deel, wat niemand weet nie? Geval het ek al menige tye geval. Van kleintyd af het ek al baie kere geval en dan moet jy net opstaan en maak as wat jy weet asof niks gebeur het en jy gaan aan. Toe ek in New York was, het ek in die Afrika dametjies uitrusting. Hulle wou oorspronklik gehad het ons moes in sneakers loop en my sneakers was bietjie nat geweest. Ek wou nie in my sneakers loop nie en die hakskoene wou nie pas nie. So ek het letterlik net voordat ons op die ramp gegaan het, toe skop ek my skoene uit en loop ek kaalvoet. Okay. Dis nice. Wat het hulle daarvan gesê? Wel, dit was nie deel van die outfit nie, maar die modelle het toe geloop en toe ons nou die Paris Walk doen, het almal hulle skoene uitgetrek, maar ek probeer vir dink van die stories vir my, ek weet nie, sorry, Dis okay, ek hou van die storie, maar wat jy klaar vertel het, want dit wys jy net weer eens wat die tipe persoonlikheid jy is, né? Jy het 'n besluit gemaak en you stick with it and you're gonna go with it. Jy weet, so
Dit is 'n baie Ek is goeie baie eienskap van jou. tenacious. Ja, Ek is baie tenacious ja. ook, jy weet, Dis 'n as baie ek iets wil hê, gaan ek daarvoor ja. en as ek my kop op 'n ding neergesit het, jy weet, I'm going for it. Come hell or high water. Ek is baie groot op manifestation. Ja. So elke begin van die jaar dan het ek 'n vision board wat ek vir my teen my kas opsit en ek sit vir my goals daarop wat ek wil bereik vir daai jaar. So en dan kyk ek hoe ek dit kan afmerk en dis my altyd lekker om soos wat die jaar aangaan, dis ook ek het dit reg gekry, ek het dit gedoen en ek het hierdie reg gekry, ek het hierdie gedoen en dit motiveer my en dan sê ek okay, volgende jaar, wat doen ons dan volgende jaar? So manifestation is 'n groot ding vir my. In general, mate, soos vir my goals, my drome, wat ek wil bereik, hoe ek by plekke wil uitkom. En ek dink as mense meer dit ook kan doen, sal daar ook baie meer happier people wees. Joy wees. Ek stem so saam met jou. Joy. Ek weet soos ek glo in law of attraction. En presies wat jy sê, visualize jou drome, skryf dit neer. Absoluut wat jy sê. Dit nee, ek het nogal saam met jou op daai enetjie. Ietsie wat ek net hierso sê, so lewe jou pa nog. Ja, my pa lewe nog, my regte ma is oorlede en my pa het weer getrou. So ek het 'n awesome stiefma. Sy's meer my vriendin as wat sy my ma is. Ek noem haar mamma. Maar ja, sy's my bestie eintlik. Maar ja, my pa lewe daarom nog. Ja, want ek wil graag hoor of jy dalk 'n boodskap het vir hom. Jy weet, want my pa is al oorlede. En ek wil net graag weet, want weet jy wat, dit was my so mooi toe jy sê jy weet jy's deur 'n man groot gemaak. Jy het dit vir Tiaan gesê, jy weet, en jy het soveel respek vir jou pa en dit is so mooi om dit te sien. En ek dink, jy weet, jy sien toe karre en jy's 'n motorjoernalis, jy weet, en jy's 'n cool chick. Weet ek dink jy bring baie na die tafel toe en dit is wat mense wat ek raak sien in jou. En so ek wil net baie graag hoor, want ek hoop jy gaan hierdie video share met jou hele familie. So wat 'n boodskap het jy vir jou pa? Ek dink hy gaan dit verwag nie. Maar weet jy wat? My pa sê altyd vir my, jy luister nie as ek met jou praat nie. Jy sê dit ja, maar alles oor my hele lewe lank vandat ek by hom gebly het ek geluister. En ek neem dit in en ek pas dit toe op tye. Hy sien dit nie noodwendig nie. So ek dink die boodskap wat ek vir hom het is dat pa sien nie noodwendig hoe ek alles toepas wat pa vir my leer nie. But I do. Oh, dankie. Okay. Maar ek laat aan. Ja, wat maar ja, hy jy weet, as 'n ouer sien ek met my eie seentjie ook. Jy hoop altyd, ek hoop hulle leer dit van my en ek hoop hulle luister as ek dit van hulle leer en dan kyk jy na dinge wat hulle doen en dan Jesus, dit lyk nie, jy luister nie. Hoekom luister jy nie? Maar ek doen, is dit ek pas dit toe op ander maniere, op ander situasies en op ander plekke en ek dink ook op die brug het hy dit self gesien. Soveel dinge wat hy my geleer het van, jy weet jy stop nie voor 'n wenpaal nie. Jy moet nie opgee nie. Net skills wat hy my geleer het dat ek vandag kan portrette hang sonder om iemand te bel en te sê hoor hierso kom gou-gou hiernatoe. Want my pa het my geleer as ek 'n lig dom goed, as ek 'n lig met ruil, as ek 'n band met verander op my kar. Dis alles goeders wat toe hy my dit geleer het as kind het ek was soos, hoekom moet ek die goed leer? En nou vandag sit ek terug en dan sê ek soos, okay, hoekom het ek nou 'n man eintlik nodig? So, en dit was my pa se, dit was sy goal. Dit was sy goal met my. Hy het altyd vir my gesê, jy weet, ek wil nie hê jy moet afhanklik wees van 'n man nie. Jy moet nooit 'n man moet vra, hy moet vir jou iets doen nie. Jy moet alles self kan doen. En daai tyd was ek soos, wat bedoel pa? Jy weet, jy verstaan nie as kind nie. As 'n 16, 15, 16, 17-jarige, jy verstaan dit nie. En nou kom ek op 'n plek en nou sê ek soos, ek verstaan nou. En ek pas dit toe en alles wat ek doen is alles wat ek doen, ek probeer nie man nodig nie. Dis gaan weg. Ja, jy's 'n baie fire hoor. Hoorie, maar ek het so lekker met jou gekuier en baie dankie vir jou tyd. Dit was regtig waar lekker geweest en ek wil graag hierdie video opdra na jou pa toe. Wat is sy naam? Sy naam is Chris. Chris, hierdie video. En my naam kom van sy naam Kom ons nou weer by my naam. Wat is aflei? Vertel ek gou vinnig weer vir ons, hoe kry jy daai naam? Daai interessante naam van jou.
So as jy wil Riska, as jy na dit luister, dan hoor jy Wil en jy hoor Chris. So Wilhelm is my pa se tweede naam en Christian is my pa se eerste naam. So my ma het Wilhelm en Chris saamgesit en toe kry sy Wil Riska. Dis eintlik beautiful. Ek is letterlik my pa se kind. Wel, dit was my so lekker. So Chris, hierdie is vir jou en jy het 'n amazing dogter grootgemaak. Well done en don't stop the fight, girl. Don't stop the fight, okay? Jy is amazing. Baie dankie. Ek waardeer dit baie.